Liewe vriende en familie van Melandrie Steenkamp, van die Steenkamp gesin, almal wat ver gekom het, almal wat hier is vandag en as jy aanlyn ingeskakel is ook, baie dankie vir julle elkeen se teenwoordigheid hier vandag, vir julle ondersteuning, vir julle liefde en omgee, en vir julle saamhuil. En Kobus en Leandrie en Gunther en Xavier. Mag die Here julle vandag vashou en troos met sy liefde en met sy teenwoordigheid wat hier in ons midde is. So ek gaan vra, broers en susters, en ons vir ons elkeen 'n pamflet uitgedeel vandag. Ons gaan 2 liedere sing. Die eerste een gaan ons nou doen, om hierdie diens te open mee. En dit is Bly by my Heer. Daar is ons vir ons vers 1, vers 3, 4 en 5 gedruk van hierdie lied. Ek gaan vra, kom ons staan, en dan sing ons hierdie lied saam. Geliefdes, ek gaan vra dat ons saam die oë toemaak en die hoofde buig en stil raak voor die Here.
Lewende Here, U wat die heelal gemaak het. U wat alles deur die magswoord in stand hou. U wat was en wat is en wat kom. U is die een na wie ons gryp, Here. U is die een wat met al ons lewensdae so goed bekend is. Wie weet wat môre gebeur? Wie weet wat vir ons voorlê? Net U, Here. U wat die lig vir die wêreld is. Die ware lig wat elke mens verlig wat na ons toe gekom het. Na U eiendom toe. Wat U nie geken het nie. Wat U verwerp het. Maar Here, aan elkeen wat U aangeneem het, U die reg gegee het om kinders van God genoem te word, Here. En dit is ons vandag. Mag die lig vandag skyn in die donker. Waar harte seer is, waar ons vroeg met die Here, waar die waters van chaos ons lewens oorspoel en waar mens gedisoriënteerd is en nie weet waar ons noord nie weet waar ons regop nie. Weet ons, Here, dat U sagte Gees hier in ons midde is. En ons wil vir U dankie sê, Here, vir die lewe van Melandrie Steenkamp. Ons is hier vandag om aan haar hulde te bring en na te dink aan wat sy in elke lewe beteken het met wie sy in aanraking was. Gee ons vandag, Here, U vertroosting en U beskerming en U bemoediging. Ek bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. Wanneer mens so by die oop graf staan van 'n kind en niks sin maak nie. Is die gepaste reaksie eintlik stilte, want daar is nie woorde nie. En dan dink ek aan die woorde van die prediker wat sê, elke ding in die lewe het sy vasgestelde tyd. En die Bybel is van so 'n aard geskryf, liewe broers en susters, dat ongelowiges, ateïste, mense wat dink dat God 'n storie is, hulle onderskat die goddelikheid van hierdie boek. En wat dikwels met ons gebeur as gelowiges is, ons onderskat die menslikheid van hierdie boek. Dat hierdie boek deur mense geskryf is, gelei deur die Here, maar deur mense. En die prediker het die wysheid gehad om vir ons te sê, elke ding in die lewe het sy vasgestelde tyd. En in vers 4 sê hy, daar is 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag. En daar is 'n tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans. En is dit nie so menslik nie. Vandag is 'n dag van huil. En vandag is 'n dag van treur. Reg deur die storie van die Bybel vroeg mense met die Here. Ons is besig om in 'n storie te leef wat 'n meta-narratief is met 'n begin en 'n einde, en waarvan Jesus sê, hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin en hy is die einde. En elkeen van ons se lewe vind op so 'n klein stukkie in hierdie groot storie plaas. En omdat ons nie die begin ken nie en die einde ken nie, en net vir 'n kort oomblik lewe, wonder ons en vroeg ons, en mens sien dit
in Koning Dawid. Koning Dawid wat Psalm 42 skryf en hy sê soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na U, Here, waar is U? Waar is U? Koning Dawid wat 'n lang lewe gehad het, wat mens was net soos ons, het op sy beurt vir 2 van sy kinders, 3 van sy kinders aan die dood afgestaan. 2 van hulle word Dawid se reaksie vir ons geskryf. Die eerste een is Absalom, waar Dawid nuus vra oor die oorlog, sy eie seun wat oorlog maak teen hom. En as die boodskapper kom om tyding te bring, dan wil koning Dawid by die boodskapper hoor, hy gee nie om oor die oorlog nie, hy vra, hoe gaan dit met my seun? En as die boodskapper vir hom sê, o grote koning, mag dit met elke vyand van die koning gaan soos met daardie man vandag, dan staan Dawid op en hy loop na sy bokamer toe en hy stap heen en weer en hy ween, Absalom, my seun, as ek maar in jou plek kon gesterf het. Dawid se vrou Batseba skenk geboorte aan hulle seentjie wat net 'n week oud geword het en koning Dawid het geweet hierdie kind gaan dit nie maak nie. En sy mense kon nie met hom huishou nie. Hy het net gelê die heeltyd. Hy het nie geëet nie. Hy kon nie lewe nie. Hy wou sterf van ellende. En toe die sterfdag van die kind aanbreek, verras Dawid almal met sy optrede. Hy staan op en hy gaan na die tempel toe. En ons sal later weer terugkom na hierdie stukkie van Dawid toe in 2 Samuel. En so voordat ons die woord van die Here oopmaak, om sy woorde vandag vir ons te hoor, wil ek graag hê dat julle elkeen moet weet dat die Here hier is, dat sy teenwoordigheid hier is en dat daar aan die plek van God se hart 'n baie spesiale plek vir kinders is. Mens hoor dit elke keer wanneer oor kinders gepraat word daar nooit 'n negatiewe ding gesê nie. Selfs Paulus, wanneer hy skryf oor die liefde, dan sluit hy die hoofstuk af met, toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind en gedoen soos 'n kind en opgetree soos 'n kind, maar nou dat ek groot is, het ek al daai dinge van 'n kind laat staan. Ek is nou volwasse. Kinders het die vermoë om die beste in ons na vore te bring. Dit is net hoe dit is. Selfs die slegste geharde kriminele, wanneer ons met 'n kind te doen het, kom daar 'n glimlag op die gesig. En mense sien net hierdie prentjie van pappa en mamma wat met kinders aan die hand loop en verby 'n boemelaar loop, en pappa en mamma kyk weg, want dit is vir hulle moeilik om hom in die oë te kyk, maar die seentjie of die dogtertjie sê, hallo oom. En daar's 'n glimlag. Daar's iets aan kinders. Jesus sê, as ons nie soos kinders word nie, dan kan ons nie die koninkryk van God sien nie. Kinders is opreg. Daar's geen masker wat gedra word nie. Daar's geen pretensie nie. Daar's geen voorgee dat jy iets is wat jy nie is nie. As 'n kind hartseer is, dan weet almal rondom die kind dit. En as die kind bly is, dan weet almal rondom die kind dit. En Milandri was 'n kind by uitstek gewees. Soos hy vandag hier voor ons lê, lyk sy soos 'n engel. En sy is vandag 'n unicorn. Sy is aangetrek soos 'n unicorn.
En sy het vir al haar maatjies en vir pa en ma het aan die einde briefies geskryf. En sy het gesê sy wil vandag pinkroos hê. En as ek opkyk na die sterre is lank voor ons hier en elkeen van ons wat al in 'n donker nag, veral donker maan op ons rug gelê het en ergens op 'n plaas na die sterre kyk en jy probeer tel, jy kan nie. En al die sterre wat ons kan sien is lank voor ons in die hemel en party van hulle is so ver. Hulle brand verskriklik dof. Jy sukkel eintlik met jou oë skreefie trek om hulle te sien. Maar dan as jy so op jou rug lê, dan is skielik ook 'n verskietende ster. En 'n verskietende ster lewe nie lank nie, maar vir daai oomblik is alles lig. Soos dit verbykom. En as ek dink aan Melandrie met haar persoonlikheid en met haar opgewerktheid en met haar glimlag op die gesig en haar woeligheid, wat nie vir 'n oomblik kon stil sit nie, en wat die lewe so voluit geleef het, dan dink ek sy moes 'n verskietende ster gewees het. Sy was nie lank hier nie, maar alles rondom haar het sy verlig en het sy beter gemaak. En daarom die groot hartseer van vandag. En in hierdie hartseer oomblik, broers en susters, wil ek julle vat na die teks wat die familie vir ons gekies het, wat Jesaja 43 is, vers 1 en 2, maar ek het besluit ek gaan vir ons vers 5 ook daarmee saam lees, wat sê: Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, ek is by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. En die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel jou redder. En vers 5 wat vir ons sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. So broers en susters, geliefdes, familie en vriende vandag hier. Die Bybel is vol beloftes. En die beloftes van die Here is vas en waar. Dit staan vas, dit kan nie verander nie. Hy is die rots op wie ons lewe bou. En die ding van beloftes is, ons almal het al ons beloftes verbreek, het ons nie. Party van ons is in 'n groter gewoonte as ander om dinge te sê en dinge te beloof en nie daarby uit te kom nie. Want jy vergeet of die lewe gebeur met jou, of jy is nie lus nie, of jy sien nie kans nie, of wat ook al. Ons hou nie altyd by ons beloftes nie, en ek weet elkeen van ons wat hier sit vandag, het al ergens rede gekry om mense te wantrou. En om eerder vir onsself te kyk. Ons het al vir onsself aangeleer om te sê, sien is glo. Want ek glo nie sommer nie, want ons het al soveel beloftes gehad wat verbreek is en harte wat seer gekry het as gevolg daarvan. En broers en susters, geliefdes, ek wil julle moet weet dat die beloftes van die Here is nie so nie. Dit staan vas en waar. Maar die beloftes van die Here ook, bly net beloftes as ons nie daar is nie. Die teenwoordigheid van die Here bly iets wat ver is, totdat ons dit voel, totdat ons dit so brood nodig het. En wat die Here vandag vir ons beloof is, ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En vandag kan ons weet dat
Melandrie is God se. En as mens wil dink, Here, maar so lang siekte aan so 'n arme klein dogtertjie, hoe dan nou daarmee? Al die pyn en lyding wat ons vandag ervaar, Here, hoe dan nou daarmee? En die Here se antwoord is, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, want ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En waar ons vandag staan, raak ons so bewus van hoe kort ons lewe is, en weer eens hoe klein ons lewe is in die groot storie wat besig is om af te speel. Natuurlik kan ons nie verstaan nie. Maar dieselfde profeet Jesaja, as ons 3 hoofstukke terugblaai na Jesaja 40 toe, en word daar iets gesê oor God wat mens baie maklik mislees. Die Here is die ewige God, die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie en hy raak nie afgemat nie. En dan, sy insig is ondeurgrondelik. Sy insig is ondeurgrondelik, en wanneer ons vroeg en iemand kom na jou toe met die troostwoorde, ek verstaan hoe jy voel, dan troos dit nie, want hoe kan jy weet? Hoe kan jy weet? As die Bybel sê God se insig is ondeurgrondelik, die Engelse vertaling wat so mooi sê, no one can measure the depths of God's understanding, dan beteken dit, hy is hier en hy verstaan elke hart, hy verstaan elke wroeging, en sy belofte bly, moenie bang wees nie, want ek verlos jou, jy is myne. En dan die res van die belofte, wat te goed klink om waar te wees, is dit, as jy deur riviere gaan, hulle sal jou nie wegspoel nie, en as jy deur vuur moet gaan, hulle sal jou nie skroei nie. En hierdie belofte van ons is, kom slegs tot uitvoering of tot deurvoering, wanneer ons deur riviere gaan. Ek hoef nie vir julle te verduidelik, dit is simboliese taal wat hier gebruik word nie, en ons verstaan almal baie goed, as ons sê ek is besig om deur 'n rivier te gaan, of ek is besig om deur die vallei van doodskade weer te loop, of ek is besig om deur 'n vuur te gaan. En Kobus en Melandrie en Gunther en Xavier, dis waar julle nou is. Julle is in die rivier, en julle is in die vuur. En God is met julle. Elke tree van die pad. En soms voel mens dit. En soms voel mens dit nie. Soms voel dit vir ons, die Here is net afwesig. Hy is stil. En dit verander niks in sy teenwoordigheid nie. Wanneer mens deur die moeilikste oomblikke van die lewe gaan en die grootste vrae het, dan help dit nie enige iemand probeer vir jou enigiets sê nie. Dit help nie hulle probeer vir jou beloftes maak nie, dit help nie hulle probeer jou opbeer nie. Dit help nie ons sê vir mekaar, alles gaan oukei wees nie. Want die pyn is daar, en die Here weet dit. En so dikwels wanneer ons die meeste probeer gryp na antwoorde en probeer sin maak en dinge vir ons probeer self uitredeneer, dan is God se antwoord, Jesus se antwoord, juis dit. Stilte.
stilte. Nie omdat hy niks het om te sê nie, maar omdat daar niks is om te sê nie. En die seën wat die Here vir ons gee in stilte, is sy teenwoordigheid. Wanneer die engel aan Maria Gabriel verskyn, en in Jesaja, wanneer die profesie oor Jesus wat na die wêreld toe kom, uitgespreek word, dan word hy 'n paar dinge genoem. Grote God, almagtige Vader, Vredevors. En nog een van die name wat vir hom gegee word is Immanuel. Weet julle wat beteken Immanuel? So 'n diep woord. God is by ons. God is by ons. En God is hier. Ek wil vir julle afsluit met 'n poging tot bemoediging. Wanneer koning Dawid se seun, wanneer sy weekoue babatjie dood is, dan staan Dawid op vir die eerste keer, en hy eet, en hy gaan tempel toe. En hy aanbid vir God, hy dien die Here deur sy swaar en deur sy pyn. En hoekom doen hy dit? Dawid sê vir sy amptenare, wat help het ek gaan na my kind toe? Ek sal na my kind toe gaan, maar my kind sal nie na my toe terugkom nie. Ek sal na hom toe gaan, maar hy sal nie na my toe kom nie. En vandag neem ons afskeid van Melandri. En ons kan nie na haar toe gaan nie. En sy kan nie na ons toe kom nie. Hierdie verhaal waarin ons leef, het 'n einde. En dit is van daai beloftes van God waaraan ons moet vashou, want dit is iets wat ons moet glo. In Openbaring sê die Here vir ons, daar kom 'n dag wat aanbreek, wat God elke traan van elke oog gaan afvee, waar daar gaan vreugde en blydskap wees, vir ons almal gaan verenig wees met mekaar. En wat koning Dawid geweet het is, van sy kind se sterfte af, elke dag wat hy leef is nie 'n dag verder van sy kind af nie. Dis weer 'n dag nader aan die dag. En daarmee wil ek vir julle sê, elke dag wat ons van hier af leef, en ek wil dit veral by Kobus en Melandri, ek wil julle moet dit weet, elke dag wat ons leef van hier af vorentoe, is 'n dag nader. Is 'n dag nader aan die dag wat ons dinge gaan sien soos dit werklik is. Mag ons broers en susters, mag ons geliefdes, elkeen wat hartseer het, mag ons weet dat van hierdie dag tot daardie dag is daar nog baie onheil, baie sleg wat oor ons pad gaan kom. Daar is ook nog baie goed en baie wonderlik wat oor ons pad gaan kom. Maar van hierdie dag tot daai dag is God by ons. God is by ons. Soms is hy stil. Soms is hy stil. Maar hy is by ons. En so Hemelse Vader, wil ons vir U dankie sê dat U die ware lig is wat elke hart van die mens verlig
En dat U na ons toe gekom het, dat U onder ons kom woon het, dat ons U heerlikheid kon sien, vol genade en waarheid, en dat U nie geskroom het om tussen ons te kom bly en die pyn en die leed van hierdie wêreld saam met ons te beleef nie. Ek dank U vir Hebreërs 4 wat vir ons dit nadruk. Jesus Christus was mens net soos ons en hy was net soos ons aan elke vorm van swakheid onderworpe. Laat ons daarom met vrymoedigheid die genade troon nader. Here, want U ken ons harte. Ek loof U en ek prys U en ek weet daar so is groot feesvieringe in die hemel. Oor klein Melandrie wat by julle aangesluit het. Ek dank U, Here, vir die ligstraal wat sy hier was. Ek dank U vir elke lewe wat sy aangeraak het. Ek dank U, Here, dat U vir haar liewer is as enigiemand anders en dat U meer besorg is vir haar as enigiets anders. En Here, dankie dat ons hierdie God kan ken en hierdie God kan dien wat by ons is, Immanuel, wat na ons toe gekom het. Ek bid dit in Jesus se heilige grote naam. Amen. Geliefdes, die familie het vir ons huldeblyk, terugskou, 'n nadink oor Melandrie se lewe vir ons voorberei. Ons het geleentheid om saam te sit en saam daarna te kyk. I pray you'll be mine and watch her where she goes and help her to be wise. Help me to let go. Every mother's prayer, every child knows. Lead her to a place, guide her with your grace, to a place where she'll be safe. I pray she finds your light and holds it in her heart as darkness falls each night. Remind her where you are. Every mother's prayer, every child knows.
place. Guide her with your grace. Give her faith so she'll be saved. Lead her to a place. Guide her with your grace. To a place where she'll be saved. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. Now, there's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me, until I'm standing with you in the sun. I'll fight this fight and this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down,
not the only scars in heaven, or on the hands that hold you now. Little wing, fly beyond imagining. The softest cloud, the whitest dove, upon the wind of heaven's love. Past the planets and the stars, leave this lonely world of ours. Escape the sorrow and the pain, fly again. Fly, fly, precious one. Your endless journey has begun. Take your gentle happiness, far too beautiful for this. Cross over to the other shore. There is peace forevermore. But hold this memory bittersweet until we meet. Fly, fly, do not fear. Don't waste a breath, don't shed a tear. Your heart is pure, your soul is free. Be on your way, don't wait for me. Above the universe you'll climb, on beyond the hands of time. The moon will rise, the sun will set, but I won't forget. Liewe Kobus en Leandri, Gunther en Xavier, namens Jacob en Cynthia Pretorius en ons kinders, ons innigste meelewing met julle op hierdie dag en vir al julle geliefdes, baie seën. Ek lees graag soos julle versoek, die huldeblyk, ek leen vir jou 'n kind. Ek leen vir jou 'n kind. Ek leen jou vir 'n wyle 'n kind van myne, sê hy. Vir jou om lief te hê vir 'n wyle terwyl sy lewe, te rou oor haar wanneer hy haar kom haal. Dit mag 6 of 7 jare of 19 of meer wees, maar sal jy tot ek haar roep namens my vir haar 'n ouer wees. Sy sal jou om haar pinkie draai en jou verbly. En is haar verblyf hier van korte duur, sal jy haar liefdevolle herinneringe hou as plaasvervanger vir jou rou. Ek kan jou nie waarborg dat sy sal bly, omdat almal van hierdie aarde sal terugkeer na my. Maar hierdie kind van ons het lesse om te leer. Ek het oral oor gesoek na 'n ware leermeester en langs die lewe se lane het ek jou gevind. Nou gee haar al jou liefde, geen arbeid vir jou te veel, en haat my nie wanneer ek roep om haar weer terug te neem. Verbeel ek my, ek hoor jou sê, Vader, U wil geskied. Vir al die pret wat die kind sal bring, oop die risiko dat hartseer wag. Koester haar met sagtheid, lief haar terwyl jy mag.
vir al die geluk en elke goue dag wat sy jou bring. Wanneer die engele haar roep, veels te gou dan jy beplan, trotseer die bitter rou en probeer om te verstaan. Al my liefde, God. Dames en here, julle het na die stem geluister van Dominee Jakob. Hy kon vanoggend self nie hier wees nie, maar ek seker hy's aanlyn ingeskakel. Dankie Dominee Jakob vir jou lees van die Huldeblyk. En dan wil ek graag namens die familie die volgende persone bedank. Dominee Skalk-Scott wat die diens lei, ouma Rina vir die blomme. Ekskuus, ek gaan nie daar bo staan dat ek nie meer die speakers inmeng nie. Ouma Rina vir die blomme, baie dankie daarvoor. Prestige begrafnisondernemers vir al die hulp. Rudy Botha wat die orgel vir ons behartig vandag. Dr. Kate Bennett en Dr. Jerome Loveland wat saam met ons geglo, gehoop en probeer het. Dr. Sampie Smit, Dr. Jaco Strauss en Dr. Anien van Tonder vir alles wat julle vir ons kind gedoen het. Tannie Anet Viljoen vir die verblyf en ondersteuning terwyl ons in Bloemfontein was. Jacques Roux, Pieter Nel en al die personeel by Health Farm Apteek, al die personeel by Nosworthy Oncology en Wilmette Park Hospitaal. Laerskool saamtrekspersoneel, leerlinge en ouers. Vir hul ondersteuning en liefde. Ouma Liana, oupa Kobus en ouma Rina vir hul liefde, hulp en ondersteuning. Rian en Annerie Kreer. Karna Joubert, Barry en Marlene Jacobs. Hein Coetzee, Alicia Pieterse, Michael en Natasha de Silva. Dankie dat julle ons memes lief gehad het, soos jul eie. Vir elke oproep, vir elke inloer, elke kospakkie, blomme, boodskappe en gebede. Ons is dankbaar. Geliefdes, dan wil ek graag vir Dawie Botha van Prestige begrafnisondernemers vorentoe nooi. Terwyl hulle vir ons musiek speel, het ons elkeen nou die geleentheid om 'n laaste keer vir Melandri te kom groet. Ons nooi eers die familie en die naasbestaandes en dalk die maatjies om 'n pink roos vir haar te kom gee. En sodra hulle klaar is daarmee, dan nooi ons elkeen van julle wat hier teenwoordig is om 'n blommetjie op Melandri te kom neersit. I pray you'll be mine and watch her where she goes and help her to be wise. Help me to let go. Every mother's prayer, every child knows. Lead her to a place, guide her with your grace, to a place where she'll be safe.
she finds your light and holds it in her heart as darkness falls each night. Remind her where you are. Every mother's prayer, every child knows. Need to find a place, guide her with your grace. Give her faith so she'll be saved. Lead her to a place, guide her with your grace, to a place where she'll be saved. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all 1,000,000 miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile.
Geliefdes, julle kan bly staan, ekskuus. Ek gaan die seën van die Here op julle uitspreek, waarna ons die volgende reëlings vir julle gaan deurgee. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en hy sal sy genade aan jou betoon. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal vir jou sy vrede gee. Amen. Goed, broers en susters, wat ons nou gaan doen is die draers gaan vorentoe geroep word en dan gaan hulle vir Milandri uitneem na hier buite toe. Ons vra vir die direkte familie om te volg en daarna kan die res van die vergadering ook buiten te beweeg, maar ons gaan nie heeltemal buiten toe nie. Ons gaan hier so in die voorportaal van die gemeente gaan ons vir 'n laaste keer van Milandri afskeid neem. So dis dan my voorreg om vir Kobus en Milandri en vir Gunther en vir sy weer te vra. Hulle is ons draers en die oupas en oumas om ook saam met hulle te kom asseblief. Geliefdes, ek nooi julle om saam met my julle oë toe te maak. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie. Dankie vir die lewe van Leandri Steenkamp. Dankie Here dat ons haar hier in U liefdevolle arms kan toevertrou. Dankie vir die vreugde en blydskap wat sy hier gegee het. En vir die vreugde en blydskap wat sy ook nou ervaar. Wees nou met ons, Here, in Jesus naam. Amen. Leandri Steenkamp is deur die dood van ons weggeneem. Milandri Steenkamp is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en dit bring pyn. En tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.